Okay, shalom almal, shalom, shalom, welkom hierso. Welkom Pietro, ons is bly jy is hierso. Sy kom nou net van straatwerk af waar sy mense bedien het. So sy kom altyd so 'n bietjie laat, sy en Alida baie keer en Johanna. So daai 3 dae agter wikkel hier buitekant. Ek dink dis waar van die nuwe mense vandag vandaan kom. Dis van hulle goeie werk, ons loof en prys Vader daarvoor. So Mike het met julle die Trompettefees deurgegaan. Um Vader het, as julle die menorah sien hierso. Dis 'n menorah hierdie, dis 'n lampstander. Nee, hy kom ook in die troonkamer voor. OK, in die allerheiligste. Dan is dit Pessach, die eerste een. Wat beteken Pessach? Dit beteken toe Jesus Christus. Sy dankie, nou ek het lig. Nou kan ons ook sien. So Pessach is eerste, met ander woorde, jy moet eers jou lewe vir Jesus Christus van Nasaret sê, want die Vader sê, jy moet deur die Seun na hom toe kom, so jy moet tot bekering kom, dat jou naam in die boek van die lewe geskryf kan word. Nou, baie min mense het nog die bekeringsgebed gedoen, en hulle lewe vir God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees gegee. Hier by ons het julle die geleentheid om dit te kan doen. Die wat nog nie groot gedoop is nie, ons doop Oktober maand, 40 grade Celsius is die water. Julle gaan nie koud kry nie. Jy gaan kan tan en ons kan braai is reg. Want die salwe van die Heilige Gees se vuur gaan so val, dat ek glo, ons gaan weer wonderwerke sien plaasvind. Want Vader is die Vader van wonders. Nou as ons daardeur is met Pessach, toe hy vir ons geslag is, die laaste Pasga lam wat geslag is vir ons was Jesus Christus van Nasaret. Hy het gelyk soos 'n geploegde land. Toe daai katshoue geswaai word, daai 9 stukke katshoue geslaan word. Toe is dit eintlik 39. En hy ruk sulke stukke vleis uit Yeshua uit, dat jy sy longe en sy niere kon sien. Dis hoekom Vader alle siektes kan genees en sê, deur die wonde van Jesus Christus sal jy genees. Dis nie as nie, dis 'n bevel. Hy sê, sal jy genees, mits jy reg lewe. Dan kom die fees van ongesuurde brode. Wat beteken dit? Jy moet al die sonde uit jou lewe uithaal, al die suurdeeg. Met ander woorde, as jy met Piet, Sannie en Koos geslaap het, het jy 'n sielsverbintenis wat jy saam met jou dra, wat jou siekte gee, wat jou armoede gee. Jy dra daai persoon se las, want die woord sê, een in gees en een in vlees. Met ander woorde, ek vra altyd vir die mense, gaan skryf vir my 'n gifbrief. Ek lees nie die gifbrief nie. Ons gooi hom in die kalbas en ons gooi olie op van die Heilige Gees se vuur, waar dit sal uitbrand daai sondes. En Vader sê, ek dink nooit weer daaraan nie. En dan kom ons by die opstandingskrag. First fruits, die fees van die eersteling gerf, die first fruits. In ander woorde, dis opstandingskrag. Nadat jy die suurdeeg weggegooi het in jou lewe, staan jy in opstandingskrag, dieselfde krag wat Jesus Christus van Nasaret opgestaan het. So moenie vir my sê, as jy tot bekering gekom, jy het nie in daai krag opgestaan nie. Jy het, daarom is jy tot alles in staat. Deur wie? Deur Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gehang het. En hy het 'n vloek geword vir ons aan die kruis, sodat ons nie vandag die vervloeking kan dra nie. Maar, die maar is, het jy 'n klipharde hart, of het jy 'n sagte hart? Het jy 'n klip binne in jou? Het jy seer binne in jou? Het jy verwerping binne in jou? Het jy vrees binne in jou? Het jy bitterheid binne in jou?
Was jy ooit met die okkulte besig gewees? As jy die huisgenoot gelees het en jy die sterrevoorspel gelees, dan was dit een van die grootste mediums wat dit geskryf het. Een van die grootste hekse wat dit geskryf het, want dit is witchcraft. Dan moet ons daai goed bely. Met ander woorde, dis waarvoor die 10 gebooie het. Hy sê, my juk is sag. Ek het 'n sagte een hier van die 10 gebooie. Dis jou broodresep by Jahwe Eltekan. Jy mag nie suurdeeg in jou wees nie. Ons maak met sonde klaar. Die laaste volmaakte persoon op aarde was Jesus Christus. So ek verwag nie van jou om volmaak te wees nie, maar ek verwag dat jy na heiligmaking sal strewe deur die 10 gebooie te volg. Nie onder die wet nie, maar onder sy guns en genade om dit te kan volg. Nie uit eie krag nie. Anders het jy 'n klipharde 10 gebooie soos die een. Met ander woorde, Vader kan jou niks doen nie. Hierdie een is die klei wat hy jou sag brei. Waar kom jy dan uit? Met die opvaardiging van Jesus Christus, toe hy opgevaar hemel toe word die Heilige Gees uitgestort. En mense kom tot bekering daar weer 'n keer en hulle ontvang die Heilige Gees wat soos 'n vuur op hulle neergedaal het. En hulle kon in ander tale praat. Dis die middelste een. Hierdie middelste een, dis die middelste een. Dit is die fees van Shavuot, in Afrikaans die fees van weke. OK, so daar tel ons 50 weke. Nou daar's 'n groot openbaring omtrent dit. Ek gaan dit vir julle nader aan die tyd gee, want as ek nou begin, gaan ek nie ophou nie. Dan kom ons by trompette uit. Met ander woorde, nou is jy so, jy's bekeer, jy's gedoop, jy's gevul met die Heilige Gees, jy het die vuur ontvang van die Heilige Gees, jy het die suurdeeg uit jou lewe uitgehaal. Dit is die stappe wat ek met julle deurwerk van inner healing by Jahwe Eltekan bediening. Founded by God. Nie by Susannie, nie deur my nie, maar alleenlik deur die Vader, wat sy seun gegee het en mens geword het, en onder julle kom woon het, en hy laat julle nie wees agter nie. Hy sê, ek laat vir julle die trooster agter, die Heilige Gees. Hy vat julle verstand en hy rek hom tot bo by die hemel. Laat jy kan weet, onthou julle die leer wat ek julle nou vertel het? Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom na die aarde. Koninkryk beginsels is op die aarde, as jy in die regte groep is. Ek noem nooit hoe kan ek sê gemeentes nie, plek van samekoms, waar die ware woord regtig bedien word. Nie die vals heilige woord wat sê, Sondag is die Shabbat nie. Saterdag is jou groot Shabbatdag, wat die Vrydag aand begin, en die Saterdag is jou Shabbatdag. Dit beteken nie ons is Jode nie, dit beteken ons doen dit wat die woord sê. As dit die woord dit sê, dit wat daar staan, is dit wat daar staan. As dit nie daar staan nie, dan wil ek dit nie hê nie. Want dit is hoe dit werk. Dis hoekom daar genesing kan plaasvind. Want dan leef jy in die volheid van Vader sy seisoene en sy feeste, soos Michael julle nou verduidelik het hoe dit werk. Ek vra vir hulle, kry ek nie koffie nie. So met ander woorde, dan van nou af, Trompettefees begin die 22ste September die aand. Eintlik die 21ste September. Is ek reg? Ja, ek is reg. Begin hy die aand. En die 22ste is dit nou die Trompettefees. Dan beteken dit moet jy gereed wees tot bekering wees, want as dit sou dat die Messias ons kom haal, nie wegraak nie, nie daar staan in die woord weggevoer word. So met ander woorde, hulle sê vir julle, eers gaan die grafte oopgaan, en die ontslapenis gaan opstaan, en dan word ons weggevoer, nie weggeraap nie. As julle gaan kyk wie word weggeraap nie, gaan julle weghardloop in die Bybel.
Gaan tik bietjie weggeraap en dan kyk julle in die woord wie word weggeraap. Dit is 'n bediening en preek en woord op sy eie. Dan het jy vanaf Trompetefees. As ek nou moeg met Alida en Johanna en Pietro gesukkel, wat mekaar nie wil vergewe nie. Al werk hulle nou saam, hulle wil mekaar nie vergewe nie. Hulle het alweer sonde gedoen. 'n Voorbeeld. Moet hulle mekaar vergewe, hulle 10 dae tyd. Dan is dit die fees van versoening, Yom Kippur. Lyk my jy ken so bietjie. En dan kry ons die loofhuttefees Sukkot. Dis die tabernakel, dis die laaste fees. Dis ook die fees waarop die Messias gebore is. So as ek hierdie tydlyn vir julle gee volgende week, nee Vrydag, die volgende week, die week daarop, die hoeveelste die? 10de Oktober. Ja, kyk, ons het mos nou Vrydag 1, dan het ons die ander een wat die tydlyn in die profetiese getalle gee. Ek gee vir julle profetiese een. Die week daarop, ja. So dan gaan ons hom vasmaak, dan gee ek hom vir julle en dan gaan julle besef hoe groot is God werklik. Hoe groot is hy werklik? Want die mense wil nie hierdie feesseisoentye gee nie, want weet jy wat? Dan kan ons die so vars nie hoor blaas die bassein nie, as die koms van die koning van die konings ons kom haal nie. Dan kan ons nie in die nuwe Jerusalem ingaan nie, wat ook die bruid is. So nou wil ek nie verder praat nie, want nou is ek al daar. En hulle weet daar agter as ek nou daar is, dan gaan ek verder gaan, en dan gaan ek 'n preek op my eie gee. So prys Vader, ons kan aangaan. Goed. Die profetiese jaar 5786. Eintlik begin 2026, begin eintlik die 22ste, die 21ste die aand, die 22 September, begin die nuwe jaar, volgens Vader se kalender. Nie die wêreld se kalender nie. Januarie beteken Janus, nê? Dis 'n afgod wat jou in en jou uit gaan sien. Hulle sê altyd, wat is jou nuwejaarsvoorneme? Gaan kyk wat beteken Janus, gaan kyk wat beteken Februarie, gaan kyk wat beteken Maart. Maart maand, al hierdie pagan name beteken afgode. Het julle dit geweet? So nou leer ek julle Vader se weë. Vader se beloftes. Die Hebreëse jaar 5786 Waf, die verbindingspen. Nou ek wil nou vir jou vra, as jy 'n tent gaan opslaan, kort jy 'n pen wat jy in die grond moet slaat om hom vas te hou. Het julle die Messias, het julle pen? Het julle die Heilige Gees, die ander hoekpen? Het julle God die Vader? En het julle die woord van God, wat die Torah is en die water is, het julle dit? Het julle die 4 hoeke? Het jy werklik God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees aangeneem? En dat jy gesalf is met vuur. As jy vandag 'n onsekerheid het, kom ons mis nie September en Oktober nie, die einde September, Oktober nie. Dan begin Vader vandag al met jou 'n nuwe plan in jou lewe, wat jy sal sien salwing op salwing sal neerval. Julle, dis die jaar van uitstorting van salwing wat ons nou ingaan. 5786 begin nou in September. Ek gee hom voor die tyd. Maar ek gaan die link opsit. Die wat hom hier wil kom luister, kan hom kom luister. Dan gaan 'n groot prediker, eintlik 'n profeet, gaan hy vir julle kom bevestig, is dit wat ek sê die waarheid of nie die waarheid nie. Want jy moet altyd sorg woord met woord verklaar. Goed.
Daar sien julle hoe lyk hy, waf. Dis ook die getal 6 wat mens beteken. Dis die Hebreëse letters wat ek inwerk, want dit is waarin God se woord geskryf is. So waf beteken letterlik 6. Beteken die mens is ook in die Genesis aan ons geopenbaar op die dag wat die mens gemaak is. Die 6ste dag. 5786. Die Hebreëse jaar 5786 waf, die verbindingspen. Hierdie jaar gaan jy fisies met God verbind word deur Heilige Gees. Dit gaan die grootste jaar wees. Daarom weet ek is Dani Botha aangekla. Hy het net nie verstaan wat Vader vir hom sê nie. Dis nie te sê, dit gaan nie die wegraping wees nie, want daar is nie 'n wegraping nie. Daar's 'n wegvoer. Wat dit beteken is, die koninkryk gaan nader kom. Jy gaan koninkryk beginsels begin sien op die aarde beweeg. Met ander woorde, dit is wat gebeur, die leer wat ek vir julle vertel het van, dis die leer wat nou huidiglik die jaar wat ons ingaan. Hierdie jaar stem ooreen met die Hebreëse letter waf, wat pen, spyker of haak beteken. Met ander woorde, ek wil vir jou sê, as jy nog nie by die Vader is nie, gaan hy jou met 'n hoek haak. Hy gaan jou bring tot voor die troonkamer. En hy gaan jou syne maak. Dit se hy is die sleutel. Hy is die sleutel. Ja. Dit simboliseer goddelike verbinding. Die hemel wat met die aarde verbind word. Dis die eerste keer in die geskiedenis wat dit gebeur. So julle moet weet, dit waarvoor jy gebid het, gaan waar word. Moenie verskrik staan nie. Julle moet amen sê. Julle met julle gebede gaan terugdink wat het julle geskryf. Julle moet negatiewe woorde gaan terugroep uit die ongoddelike riem uit. En dit bind volgens Matteus 18 vers 18 en dit uitsny met die 2 swaard van Hebreërs 4 vers 12 en dit na die voetebank van Yeshua stuur, want negatiewe woorde gaan ook terug manifesteer. As jy vir iemand kwaad is, weet jy wat, vergewe hom. Die woord sê in 1 Johannes 1 vers 9, as jy daai persoon vrygespreek is jy ook vry. Dan is jy waarlik vry. Die hemel wat by die aarde verbind word, die gees met die liggaam. Met ander woorde, jy gaan Heilige Gees in jou gut meer voel. Jy gaan meer sensitief op jou gut voel as ooit in jou lewe. Jy gaan begin voel, hier's iets aan die gang. Het jy geweet, jy voel Heilige Gees in jou gut in en dan kom die gedagte deur jou pituitêre klier na jou hypothalamus toe en dan kry jy die waarheid binne in die hart in. Amen. Dis soos dit werk. Die gees met die liggaam en Elohim se beloftes wat in ons werklikheid vervul word. Werklik word sy beloftes in julle vervul. Dit wat hy beloof het, die skale wat uitgegooi is, gaan ek nou bedien. Dit gaan bietjie lank wees vandag. Die wat moet huis toe gaan, praat wat ek moet wegvat. Deur Kypie kan hulle wegvat, maar ons gaan bietjie langer bedien, want ek moet die skale vir julle gee, dat julle kan sien wat het reeds gebeur, wat 'n skale is reeds uitgegooi, en dat dit nie die wegraping kan wees nie, want al die skale is nie uitgegooi nie. Die woord kan nie teen die woord gaan nie, die woord kan nie leeg terugkom nie, so Vader kan nie hierdie woord van hom vat en skeer, en sê nou maak hy 23 September die wegraping nie, want al die skale is nie uitgegooi nie. Dit bou voort op die py-dekade. Wat beteken die py-dekade? Die mond, waar jy letterlik in die dwelling place in hart loop, in Vader se hartkamer,
in hardloop, ontvang hy jou met oop arms, en dit was die jaar 5780, soveel mense het tot bekering gekom in daai tyd in. Maar daar was ook 'n swaard gewees. Wat was die swaard? Toe kom COVID, en hy wil die mond van Vader toemaak, en niemand verstaan daai profetiese jaar nie. Ek lê hom uit vir julle tot 2030, 5789. Gaan ek vir julle die jaar uitlê hoe Vader werk en wat sy beloftes en sy guns en genade is. Want hulle is mos bang om guns en genade van die preekstoel af deesdae te preek, want hulle ken nie die woord nie. Nou is hulle bang hulle praat verkeerd. Wat fokus op die mond? Wat het uit jou mond uitgekom? Om Elohim se woord te spreek en dinge in bestaan te roep. Nou moet jy spreek en dinge roep soos asof dit reeds gebeur het. As jou beursie leeg is, dan sê jy, Vader, is Jehovah Jireh, maak vol my beursie. Ek het geld nodig. Vader, ek het liefde nodig. Vader, ek is 'n depressieleier. Ek het nou gehoor van 'n persoon wat 'n depressieleier is, en hy het haar oor die bad gaan hang en hy het 'n hartstilstand gekry. Die vyand wil kom roof en steel. Siekte is net 'n iets wat jy moet vergewe, wat uit jou mond uitgekom het. Daarom gaan dink jou woorde terug, gaan skryf 'n gifbrief. As jy nie vir jou 'n boek het nie, skryf vir jou 'n boek. Ek het baie al geskryf. Ek is nie so heilig en veilig nie. Ek moet ook skryf. So ek het skryf vir my 'n boek en dan skryf ek. Hy is nog nie volgeskryf nie. Maar daar het ek om begin redelik groot skryf. Het ek baie dinge geskryf, Psalm 139. Hoe wonderbaar is ek gemaak. Hoe wonderbaar is jy gemaak. In moederskoot. Hy sê ek het jou niere gevorm. Jy is wonderlik gemaak. Weet jy wat gebeur daar? Vader praat met jou, nog voor jy in moederskoot is. En in moederskoot praat hy met jou, en jy antwoord hom as baba in moederskoot. So ek kan vir julle daai baie bedieninge gee, maar ek wil vandag op hierdie fokus. Waar is jou mond? In 'n ongoddelike skinder plek gewees waar jy gesit het en kwaad gepraat het van iemand. Wat kan die mond doen? Manifestasie van die woord van Elohim. Hierdie seisoen gaan oor die sigbare, luister mooi, vervulling van dit wat gespreek en gebid is. Dis die profetiese jaar wat ons nou September in is. Beloftes, profeseë, gebede wat in die vorige jaar uitgespreek is, begin sigbaar word op die aarde. Isel sê vir my, mamma, hier het iets gebeur. Ek sê, wat? Sy sê, al my gebede is verhoor. Ek wil haar eintlik inroep dat sy kom getuig. Sy het nooit gedink dit waarvoor sy so gebid het, gaan ooit waar word nie. En dit begin skielik nou waar word. Dat ek hier moet uithardloop in 'n vergadering in. Dis my God wat ons dien. Hy's nie 'n God wat vir jou leeg terugstuur nie. Julle sit hier, oor Vader julle hier daartoe gestuur het, want hier het julle voedsel ontvang, geestelike voedsel, fisiese voedsel, hier het julle genesing ontvang. Julle het nie met leë hande hier uitgestap nie. Jy het met 'n blessing hier uitgestap. Dis tyd dat ons kyk in wiese kringe sit ons. Yeshua, Jesus Christus van Nazareth, die woord wat vlees geword het, is die model. Hy is die sleutel. Net soos hy gemanifesteer het, sou Elohim se beloftes nou gestalte kry. Luister mooi, Yeshua kom. Hy word uit 'n maag gebore.
Jy gaan iets ontvang wat rein is. So hy sê vir jou, dit gaan wees net soos hy gemanifesteer het. In waar? In Bethlehem. Wat beteken Bethlehem? Huis van brood. So hierdie jaar is die grootste jaar wat jy wil in hardloop. Moenie hierdie jaar terughou nie, bid soos nog nooit om te kan ontvang nie. Dis Vader se guns en genade wat hy hierdie jaar vir ons gee. Dis wat die jaar 57 beteken, eers die dekade van die mond, om te kyk, gaan jy in COVID vasbyt? Gaan jy deurdruk? Toe besluit hulle in COVID, nee, ons kom sit die masker op. Toe wil hulle die woord stop. Maar my God kan nie gestop word nie. Julle moet vir my vandag, ek spreek iets profeties uit. Voor 20 Mei, sorg dat jou finansies uitgesorteer is. Sorg dat jou finansies uitgesorteer is. Julle weet, ek gee nie sommer iets profeties nie. Maar dit wat Vader gewys het, is aan die kom. Julle, hier kom die grootheid. As ons na die tabernakel kyk, het die tabernakel 'n muur om. Buitekant die muur is daar versterkings, hoeke en hakke wat hom vashou. Buitekant, ek praat van as ek moet opstaan. Ek wil hê julle moet dit nou verstaan, want wanneer ek daar kom, moet dit vir jou sin maak. Jy's in die jaar van goud gelouter. Hier buitekant is dit silwer. Hierso is dit brons. Daarso is dit goud. Dis alles hoekpale wat die waf is, wat Vader nou vir julle gee. Nou ons gaan vandag kyk wat die silwer, die goud en die bruin in jou lewe gaan beteken. Dit gaan ook vir jou die getal 12 gee. Ek het die boeke vir Michael gebring, hy moet weer vir my opkyk wat die getal 12 beteken. Toe Vader is my vanoggend 4 uur gegee het, toe weet ek nie wat die getal 12 beteken nie. Ek het net onthou, ek moet hom onthou. So met ander woorde, wat gebeur hierso? Goud, waf, die naaste aan die allerheiligste. Die tabernakel, simboliek, goud, silwer, brons, wafs. So nie waf nie, was. Hy kry 'n S agter. Teenwoordig goddelike vuur, hemelse orde en Elohim se teenwoordigheid. Julle, is dit nie wow nie? Dis wat die Hebreëse letter beteken, want die woord is in Hebreëus geskryf. In ons Afrikaanse Bybels, Engelse Bybels, ou vertaling Bybels is baie weggelaat. Maar as jy teruggaan en jy begin werk soos Vader my gewys het, en Hebreëus kry jy die werklike antwoord van dit. As jy regtig belangstel, dan kan Diana vir julle hierdie bestel, wat vir julle die getalle gee. Is by Hanna, ja. Dan sê hy vir jou presies wat dit beteken, die alfabet in ons, teenoor ons alfabet, wat hulle alfabet beteken. Hulle alfabet is 'n prentjie wat vir jou oopgemaak word, dat jy die waarheid ken, en sê die woord nie, die waarheid sal jou vrymaak. Maar dit beteken gehoorsaamheid, dit beteken sit in die woord, dit beteken maak tyd met God en gebedstyd, beteken jy moet 'n binnekamer verhouding hê. Silwer waf, die buitehof se haak, met ander woorde hy silwer. Wat beteken die silwer? Julle gaan nou baie hoor. Simboliseer verlossing en reinheid.
gekoppel aan water, die Torah. Jy kan nie sonder die broodresept hierdie woord lees nie. Hy sê geen jota of titel moet uit hierdie woord uitgehaal word nie. Geen niks nie. Wat wys op die helderheid van Elohim se woord. Skielik gaan die woord vir jou oopgebreek word. As jy op Psalm 105 gaan kyk, nê? Gee hy vir jou die alef en die taf en alles in die kamel en alles wat profeties te doen het. Gaan lees Psalm 105 deur vandag. Bronspenne in die grond en verteenwoordig aardse sonde en mengsels. Ek bind julle gewoonlik vas met die brons organza. As julle gesonde gedoen het en ek demonstreer dit hiervoor. Dan staan die vlees eerste, dan is jy swak in die vlees en as 'n vrou of 'n mooi man daar verbyloop, dan sê jy uitsa, dis bietjie sag op die oog net. Of het julle nog nie so gesê nie? Wel, ek dink toe in julle jonger dae, dink ek was dit nie so, of was dit net ek wat in my jonger dae probleme gehad het? Ha? In die jong dae is hulle jonk en jekkerig. En dis 'n gesukkel. So dis daai sonde van die grondmengsel. Maar ook genesing en verlossing. Dit beteken ook genesing en verlossing, soos die bronsslang in die woestyn wat genesing gebring het. Ek weet nie of julle daai stuk onthou nie, maar julle kan hom gaan naslaan. So met ander woorde, die tabernakel kom die pen in julle lewe en hy sny die voorhangsel van voor tot onder deur en jy kan in die allerheiligste by Vader hierdie jaar inbeweeg. Jy kan inbeweeg. Jy kan bemoedenis maak. Jy kan jou hart uitpraat. Jy kan vir Vader sê dankie. Ek dien nie 'n goue kalf nie. Dankie vir die vuur wat op Sinaï neergedaal het. Want God het in vuur neergedaal en ek gaan praat nou oor die vuur. Fire. Metaal. Nou dink julle aan die tabernakel? Nou begin ek om vir julle so bietjie uitlê. Posisie in die tabernakel. Metaal beteken in watter posisie is jy? Is jy buite die altaar of is jy in die binnehof, die voorhof? Waar jy in die voorhof maak jy mos klaar met die sonde en jy was hande en alles, is ek reg? Dink gou-gou, waar is jy? Of is jy daar by die voorhangsel? Is jy by die voorhangsel? Goed. Dit het 'n profetiese tekening, simboliek, toepassing vir 5786 die metaal. So die metaal het hierdie jaar 'n toepassing. Dis hoekom as ek hier omdraai, my tabernakel is hier iewerste, daarbo, dan sal ek hom nou hier voor, so dan kan jy hom bietjie vat of omstuur en kyk hoe Vader dit gedoen het. Toe gee hy vir julle goud binne die naaste aan die allerheiligste. As jy met goud gelouter is en sy woord sit, hierdie woord is goud. Jy word gelouter deur hierdie woord. Hoe meer jy lees, hoe meer gaan jy heilig word. Hoe meer gaan jy jou naaste verstaan. Is 'n goddelike vuur in 'n hemelse orde, nie die mensorde om te sê Sondag is die Sabbat nie. Dis die vals Heilige Gees wat daar praat, die Kundalini Gees. As jy ooit dit gedoen het, bely dit en sê jammer Vader. Ek praat weer met die Breekkerk daar buitekant. Hulle sal vir my weer kom aankla, maar is oukei. My aanklag beteken niks nie, want ek is met goud gelouter.
Ek staan onder die vuur van Heilige Gees. En niemand sal my mond toesluit as Vader het oopgesluit. Niemand nie. Goddelike vuur en 'n hemelse orde. Vuur, Heilige Gees teenwoordigheid van God. As die Heilige Gees met jou praat in jou gut, jy kry 'n feeling. As jy vra Vader, ek het hierdie gevoel, wat wil U vir my sê? En dit gaan opkom. Jy gaan begin Vader se woord en die Heilige Gees voel as jy in hierdie woord bly. Werk jou woord stikkend. Plak hom vas waar hy skeer. Bly in die woord hierdie jaar, jy gaan antwoorde kry. Nader aan God se vuur. Duidelik hoor, jy gaan hom duideliker hoor en hom duideliker sien. 'n jaar van vuur en uit die Gees wat uitstorting is. Hierdie jaar gaan die Gees uitgestort word. Ek spreek, daar gaan 3 biljoen tot bekering kom. Want hoeveel is in Gaza uitgeroei? Ek bring hom vir julle. Is mos nie hierdie Vrydag is die week daarna. Dan bring ek die profetiese tye wat al hierdie goed gebeur het in Gaza, al hierdie goeders, bring ek vir julle, moet dit nie mis nie. Dan kom ons by die silwer, die hakke van die buitenhof, die seile. Hy het die seile vasgehou, dat hy kamp nie kan omval. As ek 'n kamp vir die beeste span, dan moet ek hoekpale en goed insit, dat hy ding nie omgedruk kan word nie, want 'n beest kan nogal hard druk, dan druk hy 'n hoekpaal uit. Dis dieselfde daar, met ander woorde, die buitehof se seile moes vasgetrek word, dat hulle gespan is. Verlossing, reinheid, helderheid, as jy net daar kan kom, en jy staan al by die buitenste hof, en hier kom Petro en Johanna en Alida toe vir my op, hulle sê, die 2 tannies sit nou nie meer buitekant, hulle is nou binne, maar as weer een buitekant. As jy net kan kom by die silwer, as jy net hierdie jaar daar kom en sê, gee my hart oor, soos hierdie 2 manne hierso sit, soos daai tannie hierso sit, en hierdie tannie hierso sit, en daai dogter sê, as jy net hier kan kom, waar jy sê, ek gee my lewe oor, ek is klaar met dit wat die ou is verby, ek kan niks doen aan dit wat agter is nie, maar ek kan my uitstrek na dit wat voor is. Dan staan jy by die silwer, dan is daar vir jou meer as net hoop. Dan wag vir jou meer as net hoop. Water Torah, die woord van God, moenie wat iemand jou vertel, kyk sommer dit op YouTube nie. Heilige Gees praat met jou in die woord. Hoekom sê ek so, ek gaan eers hier toemaak, want ek gaan die Vrydag moet lees. Ek bring nie my woord dat ek vir julle wys hoe lyk hy nie, oor hoe heilig ek is nie. Maar werk vir 'n slag jou woord, dat jou blaaie en jou goed stikkend is, dat jy nie weet hoe om met die Bybel op te tel, of hy gaan skeerie. Werk jou woord vir 'n slag. Werk hom, want Heilige Gees gaan met jou praat. Moenie bang wees om in jou woord te skryf nie. Dis tyd om jou woord oop te maak. Pieter het gesê, sy het nooit geweet sy krap in haar woord nie, haar man vra, nou, hoekom krap jy nou in jou Bybel? Sy sê, want ek het by Susan geleer, ons krap in ons Bybels. God se woord bly suiwer en kragtig. Beloftes verloor nooit hul krag nie. As jy vir Vader 'n belofte gemaak het, moenie op jou woord teruggaan nie, want sy beloftes verloor nooit krag nie. Jou beloftes verloor nooit krag nie. As iemand iets beloof het, staan dit vas. Dis soos 'n verbond wat jy gesluit het. Nou kom ons by die brons. Brons beteken eintlik, as jy profeties diep ingaan, sonde. Penne in die grond, die verste van die heiligdom af, dan is jy nou ver nog van God af. Jy is in die beginstadium, jy is by die onderste trappie van die leer wat opgaan.
Dan kom jy in die genesing, maar ook in die sonde mengsel. Jy's 'n bietjie vir die Vader en jy's nog bietjie in die sonde. So met ander woorde, daar's 3 paaie. Dis nie die breë weg nie, dis nie die nou weg nie, dis die grys, die duister weg. Hierso, jy staan so wydsbeen. Jy speel hom so, een bietjie, hierdie een bietjie gaan ek nog so bietjie hier doen. Ek gaan nog ja, dit is reg so, jy jou. Vader is nie jou nie. Die besluit, ek staan buitekant, maar ek kan meer as 'n oorwinnaar wees deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Jy kan 'n oorwinnaar wees. Jy het die sleutel in jou hand. Slang van koper in die woestyn, aardse dinge. Moenie die wêreld lief hê nie, hê God lief. Al het jy 'n siekte. Pieter moet julle vertel, ek kon nie staan nie. Ek het so gesukkel om te staan. Aan my Vader, Jehovah Rapha, hy kan genees, maar hy het my getoets of ek in die woord bly. Hy het getoets of gaan ek deurdruk. Eers moet kies die lewe. Kyk waar staan ons nou. Kyk waar staan ons nou. Genesing en verlossing, self dooie beloftes kan herstel word. Self dinge wat nie waar geword het nie, wat jy uit jou hart gevoel het, dit kom jou toe, nie uit vlees begeer nie. Daar's 'n verskil, moenie begeer nie, bid wat jou behoefte is wat jy moet hê. Bid wat jy nodig het en sê vir Vader, Vader, wat kan ek vir jou doen? Ons wil net hê, maar Vader, wat kan ek vir jou doen? Wie het al ooit vir die Vader dit gevra? Jy kry dalk 'n eye-opener. Ja. Pietro het gesê, ek ooit gaan bedien. Nee, ek is net gemaak om hier by Susan te sit. En sy het uitgegaan. Ek het hulle nie gedwing nie, ek het geweet die Gees gaan praat. En die Gees het met hulle gepraat. So julle, daar's vir julle, dis vir julle uitgedruk, gaan bietjie en gaan sit en mediteer die woord en kyk waar het jy gefouteer. Waar staan jy as jy teruggaan, kyk hoeveel paaltjies is om daai altaar, gaan tel daai paaltjies, dan kyk jy hoeveel van daai goed moet ek dalk bely voor ek in kan gaan. Jy sal verbaas wees, elke keer as ek gaan, dan kry ek dan, sê ek, o genade, wat het ek hier gedoen in my jong dae, of selfs in my ouer tyd ook, wat het ek nie gedoen nie. Ja, ons was almal daar. En as jy kwaad raak, die ou ry voor jou in, dan vloek jy nog in 10 geslagte ook. Dan vra ek, Vader, maar ek is dan bekeer, wat kom nou hier uit my mond uit? Dit is so. Dan weet jy, maar hier's nog iets in my mondering, wat nie lekker is nie. Ek het nog moet aan hierdie meer van my bietjie werk. Profetiese betekenis van metale is nabyskap aan Elohim. Want hy het ook die beeld gemaak van Daniël. En daar was ook grondstowwe in gebruik. En enige metaal is grondstowwe. So met ander woorde, die beweging van brons, silwer, goud wys 'n geestelike reis. Halleluja, julle is op 'n geestelike reis. Julle is hierdie jaar op 'n geestelike reis. Dit verwys ook na sonde, gebrokenheid, en dan kom die verlossing, dan raak ek opgewonde, naby aan Elohim se vuur. Hoe meer jy gaan bely en sê ek het vir Pietie geklap, oor hy net vir Sannie gekyk het, vergewe my, dat ek kwaad geword het en jaloesie gehad het. Jaloesie is 'n lelike ding. Dis 'n lelike ding. Sien julle? Ja, jaloesie is 'n lelike ding. Hoe nader jy aan Elohim kom, hoe helder en sterker word sy woord, sy vuur in jou lewe. Jy sal sien hoe voel jy die salwing in jou hande in. Jy sal dit voel. Dan sê ek, nou slaan ek salwing uit, dan voel ek die sak iets op my neer. Goed.
Daar's 'n vorm van brons wat sin is, dan is dit salvation en dan fire van die Heilige Gees. So ek roep vandag die fire oor julle af. Want brons kom regtig dat dit letterlik sonde is, maar hy kan jou vat nadat jy kan aanneem wie is jou verlosser en saligmaker. Wat vir jou aan die kruis gedoen het, dat jy uit die suurdeeg kan kom, dat jy in die opstandingskrag kan kom en dat jy die vuur kan ontvang. En dan kan jy daai so verblaas. Want dan weet jy, die koms van die Messias gaan ek verseker daar wees. Kom ons vergeet van die koms. Waartoe gaan jy as jy nou doodgaan? Almal van julle wat hier sit, as jy nou iets oorkom, waartoe gaan jy? Maar mag jy nog sonde doen as jy die kruis aangeneem het? Jesus Christus aangeneem het. Dit is die preek van die breekkerk. Jy kan maar nog so 'n bietjie sonde doen, né? Nee? Solank ek net Jesus Christus aangeneem is, dis nie skriftuurlik, dit staan nie in die woord nie. So jy moet vir daai dominee gaan sê of daai pastoor sê met my kom sien. Want jy verkeerd geleer. Sonde in 'n kind van God se lewe staan tussen hom en God, jy kan nie by God uitkom nie. Vader kan nie sy woord verander nie. As hierdie papiertjie sê my kind, nê, nee, waar is hy nou? Ek het hom weggegooi. Die 10 gebooie het ek weggegooi. OK. As hy sê jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, moet jy dit onmiddellik bely volgens 1 Johannes 1 vers 9. Nou ek sit sommer 'n boekie in my sak. In my boerebeurs en die man sit 'n hempsak. En as ek iemand iets aangedoen dan skryf ek dit neer, ek is bang ek vergewe dit. Ag vergeet dit. Maar ek gaan maak reg wat verkeerd is. Want as jy sonde gedoen het, kan Vader, kom ek of julle iets wys. Kom julle 3 hierso. Ek wil julle iets wys. Die Satan. Ek wil vir julle sê die Satan gebruik hierdie woord. Hierdie woord gebruik die Satan teen ons in die hofsaal in die koninkryk. Gaan kyk in Jesaja 55 vers 11. Michael kan dit vir ons lees. Sê die woord vir jou, Vader se woord kan nie leeg terugkom nie. As hy sê jy mag nie sonde doen nie, wat hierop staan nie, dan mag jy dit nie doen nie. Alida het hierdie broodresep gevolg. Sy het hom nie gevolg nie. Sy het hom net so bietjie gevolg. So sy het wat nog bietjie gesonde, sy het nog bietjie gevloek, nê? Nee? En sy het nog gememoreer soos die volk in die woestyn, nê? Nee? Dan staan Satan voor die Vader. Dan sê hy, Pietro het dit en dit gedoen, was hy dit en dit reg gedoen. So Vader, sy hand kan nie oor jou kom vir beskerming nie, want die Messias sit aan die regterhand van God, né? Nee? So as die Messias aan die regterhand van God sit, was hy die laaste volmaakte lam wat vir ons geslag het. En hy het nie die 10 gebooie weggevat nie. Hy het gekom en dit vervul. So jy moet heilig lewe, so ver as moontlik, dat jy seker is jy gaan die koninkryk beerwe. Sy gaan hom heeltemal mis. Skielik kom 'n kar en hy ry voor Pietro in en sy kan nie verstaan hoekom nie. Want sy het vir Andrei nie. Vir Andrei nooit vergewe nie. Nou as ek daai dink vat hier agter. Nou ons soek nie die rooi nie, ons soek die brons. Ons soek die sonde. Dan sê ek vir Andrei hou vas. Pietro hou vas. Pietro loop. Swing toe, gaan. Wat doen sy? Sy trek jou saam. So nou gaan sy saam met die sonde. Nee, luister mooi, hulle is albei in bondage in.
Altwee die Satan kla hulle aan, want hy mag, Vader kan nie teen sy woord gaan nie. Hy kan nie teen hierdie 10 gebooie gaan nie. Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waarnaartoe ek dit stuur. En dan lees jy daai stuk waar hy sê, ek het nie gekom om die wet en die profete weg te vat nie, maar om dit te vervul. So hy het nie gekom om dit weg te vat en dit skielik onder genade te sit nie. Genade is 'n gebedslewe. Is 'n belofte. Is 'n belofte wat jy kry. So dis groot, sien julle hoe maklik kan jy mislei word. En asseblief moenie glo wat ek sê nie, gaan toets die woord. Dis hoekom ek sal woord gee terwyl ek praat aan mekaar, want dit is belangrik. Jou woord gaan jou vrymaak. Julle kan nou maar gaan sit en asseblief bly. Ek wil nie in die sonde bly nie. Daai liedjie, ek wil nie in die sonde bly nie. Kom daar uit. So as jy gesonde is, weet jy wat, doen onmiddellik. My oorlede man word deur die krag doodgeskop. En hy het 'n boekie in sy sak gehad. En as hy iets verkeerd gedoen het, het hy neergeskryf en dit dadelik bely. En julle weet wat? Vra vir Vader, hy's 'n man van 35. Vader, hoekom vat jy my man op 35 weg? Hoekom? Wat het hy gedoen? Toe sy pa met 'n stok water gewys. Toe sy op onheilige grond. Toe kom die pyl wat in die middag vlieg en hy tref hom. Die krag skop hom dood. So gevaarlik is dit. Dis hoekom daar mense is wat geleer word om na riwe van grond te kyk, om nie met 'n stok water te wys nie, die woord sê jy mag nie. Dan roep jy 'n watergees op. Ek het lank gebid en gevra, Vader, wys my die waarheid. So gevaarlik is sonde in 'n kind van God se lewe. Want hy sal enige iets doen, sodat jy net nie hemel toe gaan nie. Hy sal enige iets doen. Dit is Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So hy het niks kom ontbind nie. Daar's nie een woord in daai stuk nie, gaan lees jy daai hele Matteus deur. Daar's nie een woord van genade daar nie. Ek het nou gesê vir jou genade kom van 'n gebedslewe, 'n binnekamer, verhouding van Vader af. Dan kry jy guns en jy kry genade. En jou gebede word verhoor. Dis genade. Dis hoekom jy 'n gebedslewe moet hê. Krag van die tong, die py, dekade, die mond. Spreuke sê die krag van lewe en dood lê in die tong. Hierdie dekade vra vir bewuste verklaring. So julle moet kyk, wat het julle verkeerd gespreek? Gaan roep dit terug uit die geestelike riem, uit die ongoddelike riem in. Bind dit volgens Matteus 18 vers 18. Sny dit uit met die tweesnede swaard van Hebreërs 4 vers 12. Stuur dit na die voetebank van Hebreërs 12 vers 29, want die woord sê, gaan sit dit by die voete van Yeshua. So daai pastoor het verkeerd geleer het, en vir hom sê jy gaan vergewe hom. Dis wat jy moet doen, want dit is uit onkunde. Hy sê my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Ja.
Gelowiges moet lewe spreek, nie dood nie. Elohim se beloftes bely en nie net jou eie begeertes nie. Die waf, die jaar beklemtoon, woord plus gees, manifestasie. Die woord gaan jou 'n belofte gee, dit gaan gebeur, jy sal sien, jy gaan jou Bybel oopmaak, en jy gaan skielik op die beloftes afkom, en dinge gaan in jou lewe gebeur, daar is 'n waarde in jou woorde, spreek lewe. Dit maak die roubord se lig groen vir jou, maar hy leer op te kan gaan. Ek lees weer, dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So, as jy iemand vervloek het, vergewe asseblief, gaan roep terug en vergewe. Waarde teenoor valse manifestasie. Daar's 'n valse manifestasie, as jy sit en jy doen meditasie, nê? Dis die Kundalini gees. Hy ontsluit net hier by jou rug. Dis die valse Heilige Gees, dis die songod aanbidding. Het al van die songod aanbidding gehoor? OK. Sit vir julle nie, as ek hierdie swart boek, as ek dit eendag vir julle bedien, dat julle kan sien wat doen die valse Heilige Gees. Hoe manifesteer hy? Hy doen ook wonderwerke, maar is alles tydelike genesing, tydelike uitkoms. Daar's niks, dit staan nie vas soos God se woord nie. Selfgedrewe manifestering, soos 'n nuwe area praktyke, is onwettig en gevaarlik, want dit is buite Elohim se orde. So daai goed is buitekant Elohim se orde. Heeltemal, waarsegter, om dan gaan te kyk, die kristalbal, ek glo julle het al die tannie langs die karavaan gesien. Julle het al die teekoppie gesien. Wie het al die ring gevat om te kyk of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is? Julle weet waarvan ek praat. Dis alles okkultes, dis die okkulte. Ek sal bietjie regtig hierdie jaar praat oor die okkulte. Daai wing charms wat jy by jou ruit hang, dis van die hel af. Dis regtig, dream catchers, die wing charms roep bose geeste. Jy sal sien waar 'n wing charm is daar altyd bose geeste betrokke, altyd. Hulle roep bose geeste. Elohim se woord bestaan buite tyd. Dis reeds vervul. Dit wat jy gebid het, is reeds vervul. Glo dit, spreek lewe daaroor. In die ewigheid, ons wag net vir die regte oomblik op aarde. God se tyd is nie my en jou tyd nie, maar hierdie jaar is sy tyd. Hierdie jaar moet jy gefokus wees in die, soos ek sê, gefokus wees in die klas. Jy moet neerskryf, as ek se vervulling kom, vat jou boek en skryf neer, ek het dit gebid, dit het dit waar geword, en jy gaan verbaas wees wat hierdie jaar gebeur. Maar God gaan wil kyk of jy Shema, doen dit, skryf dit neer, bid weer oor, sê dankie. Dankie vir sy genade, sy liefde, sy grootheid, sy krag, sy alomteenwoordigheid. Opstanding van die doodgelyke beloftes, beloftes van drome wat lyk of hulle dood is, sal 'n Lazarus ervaring hê. Amen. En hy sê vir jou, in die eindtye sal die kinders drome droom, en die ou mense sal gesigte sien. So kinders, julle gaan drome droom. Gaan skryf hulle neer. Ja, hier sit baie gesigte vandag. Die gees van Jahweh uit die dood opgewek het, wek ook die ou beloftes en bedieninge weer op. Daar sal meer van hierdie bedieninge opstaan, landwyd, julle sal dit sien. Julle gehoor die nuwe ding is, ons moet nou by die regering registreer. Hulle gaan lank wag. Sal ondergronds gaan. Geen woord van Elohim verloor sy krag nie. Dit bly verlosbaar en sigbaar in sy tyd. Julle, as dit dink het, hoeveel het vandag, net om hierdie woord te hoor, binne in hulle hartkamers verlossing gekry.
Dink het hoeveel verlossing het net hier plaasgevind. Daai kind is verlos want sy het gedink, nee, is net die, as jy so aangeneem het, dan het jy nog 'n bietjie sonde. Ja, hy was die laaste volmaakte persoon, maar die woord sê nie jy mag so lewe nie. Jy kan nie in genade lewe nie. Jy kan in genade 'n gebedslewe hê. En dis nie haar skuld nie. Ek praat met die pastoor of die dominee daar buite met my bietjie kom sien. Genade is genoeg mits jy bid. Mits jy bid. God cannot fail, will not fail, and his promise never fladder. Michael het alweer vir my Engels gegee. En hy weet ek is 'n boervrou. Michael, hoekom gee jy vir my Engels? Jo, ek gaan nie sê daai deliciously nie, maar as ek kwaad is, kan ek om deliciously praat. Sien jy, daar's my swakpunt, verstaan jy nou? Ja. Wie se klip is al voor sy graf weggerol, wat uit die graf kon opstaan, uit die ou lewe na die nuwe lewe? Wie het al deur die doopbad gegaan? As jy nie gegaan het nie, wil ek jou weer doop. As jy nie seker is nie, wil ek jou weer doop. OK. Dis reg. Ons gaan doop. Oktober gaan ons doop. My swembad sal reg wees. Ek wou September vra vir Tannie Martie, maar toe besluit die weer, hy maak 'n lelike draai. Hoor, sien en doen, Shema. Vader wil hoor, sien en doen wat Alida en Petro en Johanna hulle doen. Dit is nie altyd maklik by stille rus nie. Sy moet al die stories aanhoor. Sy moet kyk hulle bekleinde oor die kospakkies nie. Hy lag Tannie Martie. Ha, ouma Martie? Hoor Elohim se stem. Sien wat hy wys in die gees. Sê Vader, wys my in die gees, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u vir my doen? Hy sê vra en jy sal ontvang. As jy nie vra nie, sal jy nie ontvang nie. Sien wat hy wys in die gees en doen dit in gehoorsaamheid. Dink julle dis vir my lekker om altyd hier te sit en te praat? Daai oggend dan sê ek, ag nee, wil ek te wys so 'n bietjie nog oortrek. Sê ek nee, dan praat hy die Heilige Gees en sê, jy's geroep. Ja. Soms lyk Elohim se instruksies onlogies, maar gehoorsaamheid plant saad wat later manifestasie bring. 'n Goeie saad bring altyd 'n opbrengs. Nou as ek vandag hierso sien het ek goeie saad gesaai, dat jy 'n opbrengs sit. Kyk hoe sit die opbrengs, die baie gesigte. Die opbrengs te sit. Hierdie jaar vra 'n stap van geloof en dade in lyn met Elohim se woord. In lyn met sy woord. Dit wat daar staan, is dit wat daar staan. As dit nie in die Bybel is nie, dan wil ons dit nie hê nie. Julle moet vir julle so sê. Gebed, herlewing en vestings van Elohim se wil. Jy moet sê wanneer dit naby is vir die kostyd, nê? OK. Alle ware bedieninge moet begin met gebed en voorbidding. Nou ons doen dit baie keer soos vanoggend met sang, dan sê ons amen, halleluja. Hoekom? Worship maak Vader se engele kragtig en hulle veg teen die demone. Letterlik. En ander kere dan sê Vader weer vir my, bid. Maar vandag is ons opgewonde, want dit is 'n nuwe jaar wat kom. Dit is 'n jaar van nuwe gemeentes wat gaan opstaan en plekke van samekomste soos hierdie wêreld nog nie gesien het nie. Voorbeeld, 'n nuwe kerk word eers gegrond in gebed en intersessies. Dis hoekom 'n intercessor so belangrik is voordat die fisiese bouwerk begin. Julle, ek het baie lank net in die woord gesit voor ek ooit bedien het.
Was baie lank net 'n beraader gewees. Tot die Vader gesê het, nou is dit genoeg. En ek het ook gememoreer en ook gestry. En ek het met 3 tannies in die sitkamer begin. Dink dit was 2 of 3. Maar ek lees die mense wat moet gaan bedien. En dit is belangrik. Herlewing is 'n sleuteltema. Elohim wil sy vuur uitstort in huise. In julle huise sal die vuur brand van Elohim. Doen net Vrydag aande julle Shabbatte en julle sal 'n verskil in julle lewe sien. Kerke en ek hou nie van die woord kerk nie en gemeenskappe wêreldwyd. Ek hou van plekke van samekoms want kerk beteken baie lelike naam. Kerk beteken die hoer van Babylon. So nou weet Michael ook iets. Julle weet wat, kry net 'n leerbare gees en Vader sal jou leer. Ek kon nie die goed self geleer het nie. Ek het Heilige Gees elke sekond nodig. So het julle hom ook nodig. Belofte van genesing, seën en wonderwerke is waarmee ek gaan afsluit. Hierdie tydperk word 'n seisoen van genesing genoem. Liggaamlik, emosioneel en geestelik. Dis hoekom Vader die altaarwerkers begin uitstuur het, laat hulle nou straatwerk doen en buitekant bedien. Prys Vader daarvoor. Want die mense wat inkom en baie wat hier sit, te gebroke hart. En Vader sê ek kom vir jou hart. So hy wil jou genees. Profetiese gebed vir genesing, byvoorbeeld maagprobleme, hoofpyne, beserings is uitgespreek. Finansiële wonderwerke, oorvloed vir die koninkryk word ook beloof. Die koninkryk gaan naderkom. Dis wat die waf beteken. Letterlik, hy slaan 'n tentpen van die hemel af tot binne in die aarde in. Dit is soos hierdie jaar gaan wees. En julle moet kyk of dit soos of ek jok. Julle moet kyk, is dit so, gaan dit so wees. Oor die algemene tekens, wonder, herlewing en goddelike verbintenis sal oorvloedig wees in die jaar 5786. Nou, hier wil ek regtig aanhaal. Ek glo vas dat Dani Botha het 'n openbaring gehad. Hy ken net nie die Hebreë so goed soos dit moet wees nie. En het nie verstaan dat Vader se Gees gaan letterlik dat die koninkryk naderkom nie. Dis 'n tyd dat moet eers koninkryk moet naderkom en die mense moet tot bekering kom voordat die wederkoms kan gebeur. So, ons het nog tyd dat ek vinnig die skale kan doen, maar ek dink jy moet eers bietjie bene rek. Altyd vir ons. 7 trompette van openbaring. Nou, hoekom ek hierdie doen, is spesiaal vir Dani Botha. Dalk goed ek doen dit weer. Ons moet kyk wat het gebeur en wat gaan nog gebeur. Hier is wat sal gebeur wanneer die 7 bassyne van Elohim se oordeel begin blaas. Elke basyn sal 'n skrikwekkende teken bring, 'n waarskuwing uit die hemel dat die einde naby is. So daar sal 'n waarskuwing wees en die einde naby is. Nou die oorlog in Gaza is een van dit wat vir ons dit bewys. Dis nog nie 'n derde wêreldoorlog nie, dis op pad soontoe. Eerste basyn. Die Bybel sê in Openbaring hoofstuk 8 dat die eerste basyn haal en vuur op die aarde sal val. Het dit gebeur? Nog nie. Okay, so dan kan dit nog nie die einde wees nie, né? 1/3 van die bome sal verbrand en al die groen gras sal vernietig word. Nog nie gebeur nie. Tweede basyn. Die tweede basyn is brandende berge sal in die see gegooi word. 1/3 van die oseaan sal in bloed verander. Skepe sal sink en seelewe sal vergaan.
Dis hoekom ek sê nog steeds 2030 gaan mens baie dinge sien gebeur. God se guns en genade is nog nou daar vir ons. Dis hoekom ek hierdie jaar vir julle gebring het. Derde bassein. Die derde bassein is 'n groot ster met die naam Hasem, sal uit die lug val. Daar het al van die goed geval, maar dit was nog nie die groot ster gewees nie. Dit sal die riviere en fonteine vergiftig en baie mense sal sterf as gevolg van die bitterwaters. Nog nie gebeur nie. Plekke het die see al rooi geword, maar die Vader sê reguit, dit sal landwyd, wêreldwyd wees. Dit sal nie net op een spesifieke plek gebeur nie. By die Efraat gebeur daar groot goed. Ek moet weer Armagedon vir julle bring. Onthou my, ek moet hom vir julle bring, Johanna. Ek moet, as baie wat Armagedon nog nie gehoor het nie. Die vierde bassein. Die son, die maan en die sterre sal geslaan word. 'n derde van die dag en 'n derde van die nag sal in duisternis gedompel word. Daar gebeur heidaglik goed oor die plate van die aarde skuif. En dit bring tsunamies en goed mee. Maar is nog nie Vader se tyd nie. Nee, hy gee nog guns. Daarom sê ek, dit wat Vader vir Daniël gewys het, is dat die tentpen die koninkryk genade bring aan die mens. En ek glo hy gaan hierdie jaar met vuur onder sy voete hardloop, dit wat gaan gebeur, of mense gaan hom oordeel. Maar ek wil vir die mense sê, moenie oordeel nie. Baie keer kry jy iets profeties, maar dan verstaan jy nog nie, want jy het nog nie al daai kennis nie. Maar Vader wys vir hom, hoorie, dis 'n jaar van beloftes, van genade, van guns, van salwing, van vuur van die Heilige Gees. Dis net so goed soos die koms van die Messias, want as jy nie gereed is nie, gaan jy nie die vuur van die Heilige Gees ontvang nie. So ek wil vir die mense daar buite sê, kom in gereedheid om die vuur van die Heilige Gees te kan ontvang. Daai tentpen is ingekap vir jou. Die waf is ingekap. Die vyfde bassein. Met die vyfde bassein sal die rook uit die afgrond opstyg en uit die rook sal sprinkane kom. Hulle sal almal pynig wat nie die seël van Elohim het nie. Nou ons weet wat is die seël? Die seël is wanneer jy die Shabbatte hou, kry jy die seël van Abba Vader. As jy Sondag kerk doen, kry jy die 666. So ek moet dit nog vir julle net vir die nuus mooi uitspel. Hoe werk dit? Dit is nie fisies hierdie wat hulle goed gee nie. Dis 'n voorloper, maar dit is die songod aanbidding wat vir jou die merk in jou forehead gee, wat die 666 gaan wys. Jy as kind van God gaan die seël kry wat sê jy dien Abba Vader in sy seisoene. En hy sê die Shabbat is 'n teken tussen hom en my. Dis 'n teken. Dis jou teken, dis jou wat gaan kom. Hulle sal almal pynig wat nie die seël van Elohim het nie. So hou jy asseblief Vrydag aand jou Shabbatte. Wees op jou Saterdag maar heilig en veilig. Probeer dit doen. Dis nie so moeilik nie. Sit vir jou vir ou Frik Weideman op, dan kyk jy hom maar so bietjie. Nee? Jy kan hom op YouTube sien. Maar weet julle wat? Julle kry soveel aantekeninge van my. Ek gaan nou vir julle uitdeel daar agter hoe jy jou Bybel merk. En wanneer jy dit begin doen op 'n Saterdag en jy sit en jy merk jou Bybel, dan gebeur daar iets met jou. Sesde bassein. Met die sesde bassein sal 4 engele by die Efraatrivier losgelaat word. Hulle sal vuur, rook en swaal bring. En 'n derde van die mensdom sal doodgemaak word. Nog nie gebeur nie. So nou, hoe kan die wegraping plaasvind? Dit is waaroor hierdie jaar gaan. Hy wag. Hierdie jaar wag hy vir sieleoes. Ja, hy wag.
Hy wil nie een agterlaat nie. Ja, hy's 'n jaloerse God. Die sewende bassein en die laastens, met die 7 basseine sal die stemme uit die hemel verkondig. Die koninkryk van hierdie wêreld het die koninkryk van ons Jahweh en sy Christus geword. En hy sal 'n koning heers tot in alle ewigheid. Sal jy 'n gas wees aan die tafel wanneer dit gebeur? Dis nou tyd om reg te maak. Sit so, dan sluit ek net vir ons af. Dankie Vader vir u guns en u genade. Dankie Vader dat ek kan bid dat ons almal honger sal raak, Vader, om in gebed te kan neerdaal op ons knie en te kan bid, Vader, dat u koninkryk in ons lewe nader sal word, dat dit sal sigbaar word, dat ons dit kan voel, Vader, dat die vuur oor ons gelouter sal word, dat die woord gelouter sal word soos goud in ons hartkamers in. Vader, ek bid vandag vir elkeen se hartkamer. Raak hulle aan, Vader. Vader, ek spreek genesing van Jehovah Rafa, want deur die wonde van Jesus Christus het daar vir ons genesing gekom. Vader, u woord sê dit. Vader, ek bid dat u elke siel sal verkoop om meer en meer van u te kan sien en te kan beleef. Dat u meer in elkeen van ons se lewe sal word deur Heilige Gees. Dat ons nie weeskinders is nie, want u het ons nie wees agtergelaat nie, Vader. Dat ons u kinders genoem kan word, Vader. Vader, help ons wanneer ons fouteer, Vader, om dadelik te kan bely volgens u woord, Vader. Want Vader, dis liefde. Want die Heilige Gees kom en hy sê vir jou, jy het verkeerd gedoen uit liefde uit. Vader, so groot is u liefde om dadelik vir ons foute te kan wys, Vader. Dat ons nie net lewe vir genade nie, Vader, maar dat die liefde ons sal omsingel, want wie kan teen die liefde staan, Vader? So Vader, u liefde sal ons op die pad van waarheid hou, Vader. Vader, dis my gebed vandag vir elkeen. Vader, dat sluiers gelig sal word, dat ore sal oopgaan, dat monde sal oopgaan, dat reuksintuie sal oopgaan wanneer hulle die reuk van Heilige Gees kan voel, hoor en sien, Vader. Vader, ek bid dat dit sal manifesteer in Bloemfontein, in hele Suid-Afrika. Van die ooste, die weste, die noorde, die suide, Vader. Dat hulle sal inkom wêreldwyd. Dat bedieninge sal opstaan. Klein bedieninge, groot bedieninge sal opstaan wat in u waarheid praat, Vader. Wat praat van u ware Shabbatte, u ware feeste, Vader. U ware krag en almag lê in u seisoene in, Vader. Want u die wêreld skape in seisoene in. U het die mens gemaak en het gesê word meer. Dat daai mense wat meer geword het, sal inkom vir die bediening. Ek roep dit, al bestaan dit nog nie, roep ek dit in, of dit nou reeds bestaan, Vader. Vader, dankie daarvoor. Dankie vir u liefde, u genade, en dankie, Vader, dat die goue bak van ons gebede nou oor ons uitgegooi word, Vader. Wat opgevang is, Vader. Kom in vervulling. Ons loof u daarvoor, Vader. Dankie vir 'n nuwe jaar, Vader. Dankie, Vader, want u sê ons in en ons uitgaan sal geseënd wees. Geseënd in die stad en geseënd in die veld, Vader. Spreek ek nou die salwing oor elkeen uit. In die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. En Heilige Gees, Ruach Ades, wees met ons in die groot naam van ons Elohim. Amen. Halleluja.